en sy wil nie haar plek met ons verruil nie. Maar Joan, ons gaan jou mis. Jou vriendelikheid, jou liefdevolheid, jou bedagsaamheid, en jou wonderlike smile wat jy vir almal net wou verwelkom het. Here, draai die gemeente en wees saam met daardie familie, want dit was 'n baie groot skok. Dankie Here vir hierdie geleentheid weer eens. In Jesus naam. Amen. Kan ons vir die orkes 'n baie groot handeklap gee? Jy mag jou sitplek inneem. Nou vanoggend het ek die geleentheid om weer eens met julle te praat. En ek kan nie praat as ek nie daardeur gegaan het nie. So dit wat ek deurgaan, dit bring ek gewoonlik na die tafel toe. Dis nie altyd maklik nie, maar dit is doenbaar. Die mens gaan onder die druk van hierdie wêreld. Is my mentor en geestelike vader se woorde, Pastoor Bekkie Mans. Hy het al hoeveel keer het hy vir my gesê, die mens gaan onder die druk van hierdie wêreld. Een van my gunsteling skrifte. Nou, my mense wat na in my hart is, probeer altyd uitvind, wat is my gunsteling skrif? En dan sê ek, gee my die hele Bybel, want jy kan net die hele Bybel. Maar een van my gunsteling skrifte, né? Amen, amen daarop. Is Psalm 8 vers 5. Wat is die mens dat u aan hom dink? En die mens se kind dat u hom besoek. Psalm 8 vers 5 sê dit so duidelik vir ons, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens eintlik werd, dat u die koningskap verlaat en ons kom besoek? Hoekom word die mens so hoog geag? U het hom weinig minder as 'n goddelike wese. U het hom minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. God het elke een van ons eer en heerlikheid gegee. Maar nog dan kom ons terug na hierdie woorde, die mens gaan bukkend onder die druk van hierdie wêreld. Jy sien, kind van God, jy word belaai. En hierdie man, ons moes hom mooi maak staan. Ek wil net sê dankie aan my medelidmaat wat hierso vir my gesê het, ek het vir jou pop om te gebruik. Maar ons moes hom belaai. Want jy sien, ergens dra hierdie man finansies. En jy ook. Hy dra sukses. Hoe om suksesvol te wees, hoe om die genoeg finansies te hê, hoe om ouerskap en familie, daai is baie moeilik om partykeer te dra. Veral in vandag se lewe, waar hulle vir jou kinders wil ander dinge leer, maar dit is nie wat jy wil hê jou kind moet weet nie, want dis nie volgens die woord van God nie. Daai ouerskap moet ons dan hier laai en sê, maar nou gaan jy dit bietjie meer moet dra, want jy gaan jou kinders moet dra. Want daar is skole daar buite, wie se hande afgekap word, wat hulle 'n kurrikulum kry van die departement van education, wat vir hulle sê, die sal jy vir die kind leer. Jy sien, jy dra geliefdes. Geliefdes stem ons nie altyd mee saam nie. Maar dan kom hy vers weer op, liefde verdra alles. Glo alles.
hoop alles. So jy word belaai met die deel van jou geliefdes. Hoe om jou geliefdes te hanteer, hoe om reg te maak, want partykeer gebeur dit so, dat jy met mense praat, en selfs met jou kind praat, en jou kind verstaan jou nie mooi nie, want jou kind dink jy is teen haar of hom. Dit is so swaar, en dan gaan die mens nog bukkend deur. En dan kom een van die groot enes, is werk. Vandag het jy werk, môre het jy moontlik nie werk nie. Vandag is jy 'n broodwinger, en môre moet jy dalk na jou vrou of jou man toe gaan en sê, ek dink nie, ek het meer genoeg nie. Jy sien, daai ene is die rede vir baie selfmoord. Die selfmoordsyfer het skielik baie hoog gegaan. Onder manne. En dan praat ek hierso van 35 tot 55. Wat besluit die einde is hier. Dan word die kiste hier ingebring. En die familie vra hoekom. Want dit het swaar geraak. Baie het na hierdie man gekyk en gesê, hy kort bietjie help. Hy kort help. Maar hy simboliseer jou. Dan gaan ons kyk na die omstandighede buite jou beheer. Baie keer pak ons onsself met die omstandighede buite ons beheer. Dinge wat jy nie kan verander nie. Jy kan nie die situasie verander van jou nie, al was hy die vriendelikste, liefdevolste, sy sal nie plekke ruil nie, daai is buite jou omstandighede. Buite jou beheer. Dan kom daar hartseer. Daai laat aande wat die lewe jou eintlik tref. Daar wanneer jy dink dat niemand jou sien nie en niemand jou hoor nie. Daai dra jy swaar. As ek kon, sou ek sy borskas oopgemaak het en 'n sak daar binne gesit het. Want hoeveel van ons dra daai aan die binnekant? Kan ek met jou praat? Vir 'n oomblik wil ek net gou met jou praat. Maar die groot ding is om iets te hê om aan vas te hou wat baie groter as jouself is. En Charlie Chaplin het so waar ding gesê. Hy sê ek stap graag in die reën, want dan gaan niemand my trane sien nie. En dit is ek raak skoon emosioneel daaroor, want ek kry ook tye wat ek regtig voel die lewe is druk my te hard. Dis 4 jaar, 4 operasies, maar daar's baie mense wat baie swak, dat ek myself net kry om net 'n bietjie op te chip. Ekskuus Jan, it's fine. Daar's baie mense wat baie slegter daaraan toe is as ek. Mense wat nie ledemate het nie, mense wat 3 dubbele hartomleidings gehad het, mense wat in allerellendige armoede lewe. Dit gee vir 'n ou hoop vir jouself, want jy is myle en myle verby daai tipe stadium in jou lewe. So ja, ek glo, hou net aan hierdie boek vas. Prys die Here. Hy sê vroeg in die oggend, eerste ding wat jy moet doen, gaan op jou knieë, lees die Bybel. Ek luister baie op YouTube, preke van ouens soos my groot held is, dat is Billy Graham, Dr. Billy Graham. Maar die ding is, ons moet vir mekaar sê, die laaste 4 jaar was help. 'n welbekende man, Leon Schuster, sy woorde was, die wêreld druk my. As jy wil gaan kyk kyk net waar hy praat oor die drukking, en hy het so hele 5 reekse, 5 dele, 5 episodes. Sorry, ek moes vir my man kyk, want hy is die een wat die episodes vir my so,
Hy is die een wat die TV kyk, ek televisie, ja, is maar min daarby. Maar in elk geval, welbekende man sê, die wêreld druk my. As jy een van sy episodes kyk en sê hy, almal verwag hierdie groot smile. Almal verwag hierdie grap wat ek nou gaan maak. Of hierdie prank wat ek op iemand gaan sit. Hy sê maar Sondag 6:00 wanneer die son sak, is dit sy donkerste tyd in sy hele lewe. Elke liewe Sondag as die son sak, is dit Leon Schuster se donkerste tyd. As 'n man wat so groot ikoon in Suid-Afrika se Afrikaners is, as ook heeltemal vir die hele Suid-Afrika's, as hy sê, die wêreld druk my. En die laaste 4 jaar was baie moeilik. Jy sien, die laaste tyd in ons lewe, kom die wêreld en hy sê, hoeveel nog kan ek op jou pak, want jou familie gaan teen jou draai, hulle gaan nie meer saam met jou staan nie. Jou familie gaan die wees, wat daai, hoe kan ek sê, ek het vanoggend gou met 'n lidmaat gepraat en hy sê, het voel asof iemand 'n dork in my rug gesteek het, en ek dink, weet jy wat, dankie, daai is net 'n bevestiging gewees. Baie keer is dit jou eie familie wat iets in jou rug steek, maar jy draai om en jy sê, liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, vertrou alles. Maar nêrens het God gesê, wees 'n vloerlap nie. Jy sien, werk kan nie altyd uitwerk nie. Jy sluit aan by hierdie maatskappy, jy glo dat dit is die beste maatskappy vir jou, of selfs, jy begin jou eie besigheid en jy dink, hierdie gaan 'n droom wees. En dan skielik word die droom 'n nagmerrie. En die lewe kom en hy druk. Hy pak net nog meer. Jou huwelik, dankie Erika, Jaco en die hele span, dat hulle huweliksberading kursus aanbied, maar jou huwelik eindig op die rotse. En jy weet nie of jy dit gaan maak nie. Daardie belofte, ek sal jou lief hê tot die dag van die dood, raak skielik geen net pad van my, ek kan jou nie meer verdra nie. En dan kom die lewe, en hy druk net verder. Maar dan weer eens kom God, en hy sê, liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, vertrou alles. Jy staan langs 'n siek bed, en die lewe druk vir jou. Jy staan voor 'n oop graf, en die lewe vra, hoeveel kan ek nog uit jou uittap? Agter alles, dan kom jy ook agter dat, maar die finansies, sê ek kan nie alles betaal nie, en ek is so agter met alles, en ek gaan dit nie maak nie, ek weet nie eers hoe om die laaste deel van my goeders te betaal nie, want ek is so ver agter. Maar die Here weet, ek is sy kind, en die lewe sê, maar hoeveel kan jy nog dra? Die lewe kom partykeer en hy sê, ek gaan jou pak, en jy gaan dit voel. Baie van ons struggle om kop bo water te hou. Jy kan wel daar wees in die bank, maar dan struggle jy om kop bo water te hou hier binne. Jy kan wel daar wees in jou huwelik, maar daar's 'n ander deel waar jy dalk nie voel, jy maak dit nie. En die lewe kom, en hy voel, wie het al gevoel, die lewe mergel my. Dit voel asof hy elke liewe deel uit my uit net vat. Daar was 'n tyd, en skus ek gaan dit sê, Tannie Lenet, wat ek hierdie vrou dopgehou het, en sy vat een hou,
En sy sê, nogtans sal sy die Here jubel en juig. En sy vat nog een, en daai ander een is soos, hoe gaan sy daai ene maak? En sy sê, en sy het net aangehou. En toe kry sy nog 'n golf. En weet jy wat? Sy staan nog steeds. Nie deur mag, nie deur krag, maar deur die Gees van die Here wat haar opgetel het. Jy sien, wanneer jy deur jou challenges gaan, daar is mense wat jou eintlik dophou. Nie om te kyk hoe jy val nie, maar om te kyk, as jy dit kan maak, gaan ek dit kan maak. As jy dit gaan maak, dan weet ek, daar's hoop vir my, en ek volg op jou spore, ek gaan dit ook maak. So hulle staan, en dis wat ek baie keer doen, is ek staan terug en ek kyk, waarheen gaan die mense, as hulle geplunder word, van hulle val, met die tweede golf, en dan moet ons hulle weer optel. Maar van hulle staan op, en dan sê, Here, ek wil dalk bold wees soos Dawid, maar gee my daai krag, van daai vrou, wat gesê het, sy kan dit doen. Ek wil dit ook sien, ek wil dit ook beleef. Die mens gaan bukkend, deur hierdie wêreld. Elkeen wil sy eie saak, nie sak nie, saak dra. Maar mense vertrap mekaar in hierdie proses. Veral in 'n huwelik. Ek dra my deel, my man dra sy deel. En partykeer kry jy my wat ek dalk net sê, wag nou, ek moet my deel dra. En hy sê, kan ons dit nie saam dra nie? So, o ja, ons moet dit saam dra. En dan weer eens wys God my net, dit moet saam gedra word. God leer my elke dag. Ek is tot en met ek, saam met Tannie Jo na bo gaan wees. Leer hy my elke dag, hoe om te leef soos hy. En die ding wat ek sien, is, baie keer, sê ons, maar my saak is groter, as sy saak. Maar dan gaan sit ek net so bietjie by hom, en dan hoor ek, sy saak is baie groter as myne. Kan ek jou help, jou saak dra? Want myne is baie ligter eintlik. As 'n liedjie wat gesê, staan net 'n bietjie stil. Moenie die res sing nie. Dit sê, staan net 'n bietjie stil by jou geliefde en vra, hoe gaan dit met jou? Nee, goed, baie goed. Hou net aan en daai selfe vraag vra, een of ander tyd gaan hulle daai. So, bid vir my. Staan net 'n bietjie stil. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9 toe. Korintiërs 4 vers 8 en 9. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Kan ek daai deel weer sê? Vervolg, maar nie verlate nie. Vervolg lyk nie altyd soos iemand daar buite wat vir jou sê, jy mag nie jou Bybel lees nie. Vervolg lyk soos iemand wat vir jou sê, jy moenie vanoggend kerk toe gaan nie. Want ek wil graag hê jy moet saam met my gaan uit eet. Vervolg kan wees, moenie nou tyd saam met jou woord spandeer nie. Vervolg kan wees dat die familie sê, ag ek wil nie nou van jou in jou Bybel hoor nie. Daai is vervolg. Mense weet nie hoe om met my buite die kerk te praat nie, bedoelend by my familie. Hulle weet nie hoe om met my te praat nie. Want al wat by my
uitkom, is wat my hart van vol is. En dis net Jesus. En hulle kan nie my hoor nie. Hulle hoor my, maar hulle verstaan my nie en hulle soos, maar jy praat van Jesus en ons wil nie die hele tyd van Jesus hoor nie. Maar dan is ek en jy, ons paie moet skei. Want jy sien my Jesus wat vir my aan die kruis gesterf het, my Jesus, ek kan nie ophou praat van hom nie. Daai ene wat my gaan uitred het, daai ene wat gesê het, weet jy wat, ek gaan by die Alicia wat besig is om te sterf, gaan ek stil staan, en ek gaan vir haar sê, staan op, en leef. Nie staan op, kom ek fix jou nie, staan op, en leef. Daarna het die proses van, hy herstel my, gekom. My eie familie weet ook nie hoe om met my te kommunikeer nie. Maar my gesin weet, die taal wat ek praat, is die taal wat hulle praat, is die taal wat my huis praat. En baie mense sal vir my sê, maar Alicia, jy's 'n vrou. Jou man moes die pastoor gewees het. Jy moes die onderdanige vrou gewees het. Dan gaan ek vir jou sê met liefde en volle respek, wanneer jy by God uitkom, vra vir hom. Want ek het ver gehardloop, baie ver, van hierdie roeping af. En Jona, ek het Jona gevoel. Die vis het vir my werklik ingesluk en net weer teruggebring. So dan kom ons by, vervolg maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Jy's op daai grond uitgegooi, gereed om vertrap te word, maar jy word nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van Here Jesus in ons liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word. Gedurig deur sien ons hoe die Here ons wys. Al word jy neergewerp, ek was neergewerp, ek het opgestaan, jy kan opstaan. Daar kom 'n plek in jou lewe waar jy sê, ek is uitgegiet. Ek is nou al amper 4 jaar by Lighuis Familiegemeente, en voor daai 4 jaar, so 5 jaar terug, is ek by my vorige gemeente en ek's besig daarso. En terwyl ek besig is, kom daar 'n fase in my lewe, wat ek nie geweet het, 2 mense aan hierdie kant bid nie, en ek aan daai kant gaan in 'n seisoen om totsiens te sê. En die Here sê, ek gaan jou vir die laaste keer uitgiet. En ek soos, Here, dit is baie moeilik. So in my lewe het ek al gevoel, hoe jy uitgegiet word, jy gee jou alles, en wanneer jou pad moet skei, en jy na 'n ander kant toe gaan, kan jy sê, jy het jou alles gegee. Ons het daarso, het ons middernagdienste gehou, ons het deernagte gegaan, en die laaste deernag waar ek gestaan het die Here my neergewerp, hy het my fisies neergegooi, en ek val daar soos 'n sak bene, en ek huil, en ek sê, Here, en hy sê, ek roep jou, jy gaan terug na Lighuis toe. En daai oomblik wat ek uitgegiet en oorgegee is, was die beste deel van my lewe gewees. Want toe ek hierdie kant toe kom, en pastoor Becky en ek is daar so in sy studeerkamer, en hy sê, weet jy hoe lank het ons vir jou gebid? Ek wil vir jou sê, daar's mense wat werklik hier vir jou bid. As jou foto
Doen my 'n guns na die diens, gaan kyk of jou foto op daai bord is. As jou foto nie op daai gebedsbord is nie, asseblief stuur vir my jou foto. Ons wil almal se foto's daarop hê. Daar is 'n man wat elke liewe dag, behalwe nou die 4 weke wat hy weg was, dan gaan hy daarin, 7 tot 8 en hy gaan bid. En kyk, ek bid daar so aan die agterkant daar. En as jy daar hoor, hoe hy homself uitgiet vir jou. Hy tree vir elke liewe een in. En hy sê, Here help, en hy sit skrifte by van hulle se gesigte. Dan sê hy, weet jy wat, en hy skryf dit op sy papiere. Oral sal jy in hierdie kerk notas sien van hierdie man, wat homself uitgiet. En dan dink ek, okay, nee, daai gebedssessie was baie swaar op hom, en as hy nou hier uit gaan kom, dan gaan hy bietjie swaar lyk. En dan weet julle wat, hy maak hy deur toe, as ek hom hoor, dan kom hy dan sê, Alicia, rejoice in the Lord. En dan sê ek, we rejoice. En dan begin hy 'n liedjie sing, en dan moet ek hom eindig, hoorie? Vir iemand wat nie koortjies kry, ek ken so goed nie, ek leer baie vinnig nou. Ek het Tannie Rona se boeke beet gekry. As hy 'n koortjie begin, dan sê ek van, okay, ek het hom, ek kan hom klaar maak. Paulus praat in 2 Timoteus, kom ons gaan na 2 Timoteus 4. Vers 5 en 6. Maar wees jy in alles nugter. Ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Maar wees jy in alles nugter, ly die verdrukking, doen die werk van die evangelis en vervul jou bediening. Ja man, Alicia, ons almal is nie evangeliste nie, julle is. Jy moet die evangelie verdeel. Elke een van ons, jou heel eerste opdrag is, gaan vertel mense. So almal van ons is daai, en almal van ons het 'n bediening. En dan sê hy in vers 6, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Jy sien wat ek dink Paulus daar beteken het. Is ek het my alles uitgestort. Ek het almal probeer leer wat ek moet leer. Alles gegee wat ek moes gee, sodat hulle kan aangaan. En dis hoekom hy sê, as 'n drankoffer uitgegiet. Hoeveel keer, kind van God, voel jy, Here, maar hoor U my? Here, ek roep, maar U hoor my nie. Hoeveel keer voel jy so in jou binnekamer, Here, maar ek het gevra, maar ek het nog nie 'n antwoord nie, Here, ek het gebid, ek het gevas, ek het nog nie 'n antwoord nie. Is U daar vir my? Want die wêreld sê vir jou, kyk hoe swaar draai jy. Jou beenrug gaan breek, en jou God is nie hier nie. Jy sien, kind van God, daar's 'n proses wat aangaan, wat ons nie almal verstaan nie. Kom, ek gaan gou na daai proses toe. Kyk ons of julle my preek vir my hier kan eindig. Johannes 15, gaan ons gou na. Sien, ek hou julle besig met die Bybel, hoor. Johannes 15. Vanaf vers 1 sê hy, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug
dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Ek wil oorgaan na vers 4 toe en dit sê, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom,